het verlede week gesels oor die 70,000 dosisse, jy sê dis 77,000 dosisse, wat beskikbaar is nog by BVI van Botswana. Wat is die plan rondom dit? Okay, so wat belangrik is om te verstaan is, hulle noem dit short dated. So die vervaldatum daarvan is einde Desember. Wat beteken dit is oorskot enstof wat beskikbaar is by Botswana, Enstof Instituut, en hulle moet dit nou uitkry. So as dit nie verkoop word teen die verkoopsdatum of sell-by date nie, dan gaan hulle gooi dit weg. Maar dis uit die aard van die saak bruikbaar nog vir ons, en as die koue ketting in plek is, beteken dit nie kom 31 Desember en dit is dis nie meer die moeite werd om dit te kan gebruik nie. Hulle kan dit net nie meer verkoop nie. So die plan was, en ons weet daarvan dat die regering definitief die 77,000 enstof dosisse wil koop. Hoe ver hulle is, weet ons nie. Ons het van industrie tussen MPO en RMIS en met die goedkeuring van die RMIS raad en uit die aard van die saak MPO ook, het ons so gou as moontlik ingespring en gesê ons sal help om die enstof te bekom. Daar's twee hoeveelhede, ons verdeel dit tussen ons en MPO, nie gelyk nie. Hulle koop 'n gedeelte vir die melkerye. Wat ek dink baie belangrik is, ons het gesien die melkerye word ongelooflik, hoe kan ek sê, swaar getref deur back and claw positiewe gevalle, en ek dink hulle, as jy kyk van 'n diere welstynspunt, oogpunt, is back and claw regtig baie swaar op die melkerye. En dan natuurlik is daar 'n hoeveelheid wat ons probeer inbring van RMIS se kant af, en dit versprei so gou as moontlik dat die regering ook kan aangaan met enting en ook die produsente te help om geënt te word. So as dit moet gaan daaroor want ons verstaan ook dat ek dit sê is dat die regering se struktuur, se red tape mag dalk veroorsaak dat dit baie lank gaan neem om dit in te neem, en ons is bereid om te help om so gou as moontlik hierdie enstof in die land te kry om te kan ent. So is julle reeds besig as RMIS en die MPO met BVI te gesels, Dewald? Ja, ons is reeds besig om te gesels. Ons het reeds ons e-posse aangestuur. Ons wag vir die kan ek so sê, ons is wag vir die kwotasies en uit die aard van die saak die faktuur om te betaal. So sodra ons dit kry, sal ons so gou as moontlik dit deurkry sodat die enstof ingevoer kan word. Ons sal definitief weer met jou gesprek wees daaroor. Die siekte, sien julle dat dit nog verder versprei deur die land? Ongelukkig het ons daar twee potensiële gevalle nog verder. Ek dink ek het vanoggend gehoor dat dit Kokstad se kant toe nog verder uitgebrei het, en daar's 'n potensiële geval in Kokstad en natuurlik ook 'n potensiële geval in Cullinan. 'n verdere geval. So daar's definitief nog uitbreiding. Dit wat ek verstaan van die ministeriële taakspan is definitief ook om 'n totale enting te oorweeg op hierdie stadium, en ek dink dit is maar die roete waarna ons gaan. Baie belangrik is die strategie en die plan. So baie keer, ek het vanoggend lank gesprekke met 'n paar ouens gehad, is by einde van die dag moet ons strategie reg wees. En in die besigheidswêreld is dit, ek gaan dit nou in Engels sê, maar structure follows strategy. So ons moet ons strategie reg kry oor as ons die hele land ent, waar kry ons enstof, hoeveelhede, en op watter intervalle gaan ons die enstof inkry, en natuurlik moet ons plan baie duidelik wees oor wie gaan ent, wanneer gaan ons ent en waar begin ons? Begin ons noord, begin ons aan die weste kant, begin ons aan die ooste kant, want dit gaan definitief 'n invloed hê oor hoe ons gaan kyk. So ons gaan, en as ek sê ons, dit is nie net die ministeriële taakspan nie, daar gaan definitief met insette gelewer word van die totale bedryf. Oor waar is die beste plek om te begin, en natuurlik gaan almal voel dit is belangrik dat daar by hulle begin moet word. En dan is ons weer terug, ek het dit laasweek genoem, die verskuiwing van diere en permitte spesifiek. Ons gaan definitief sekere stappe en goed in plek moet sit om te verseker dat daar 'n beheer is oor die skuif van diere, want om net 'n blanco of 'n DMA te verklaar of 'n rampgebied te verklaar het implikasies, en dit gaan definitief veroorsaak dat die produsent of voerkraal of abattoir wat die reëls volg, word gewoonlik die swaarste benadeel daarmee, as daar net nie alternatiewe in plek gesit word en daar word net beweging van diere byvoorbeeld gestop. Dis nie noodwendig 'n totale oplossing daarvoor as daar nie alternatiewe is nie. Maar dat ons dringend moet kyk na bewegingsbeheer is definitief op die tafel.